Bybel saam met my sal oopmaak by Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4. Ek gaan lees vanaf vers 14. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hoor dan die uitnodiging. Laat ons dan met vrymoedigheid, met ander woorde enige tyd, na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek wil vers 16 weer 'n keer beklemtoon, wat sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die Hebreërs skrywer vertel vir my en jou dat ons 'n hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het. Met ander woorde, wat bekend is met die hemele, en daardie hoëpriester is niemand anders as Jesus Christus, die Seun van die lewende God nie. En hierdie selfde hoëpriester weet wat my en jou swakhede is. Hy ken elke swakheid van my en jou. Jy moet dit weet. En as jy dink, ja, maar hy is God, dan sê die Hebreërs skrywer dat hy net soos ek en jy 'n gewone mens was, in alle opsigte versoek is, maar daar was nie sonde in hom nie. Maar dan maak die skrywer hierdie ontsaglike uitnodiging vir my en jou, dat ek en jy met vrymoedigheid, met ander woorde sonder vrees, met dapperheid, met vertroue, na die troon van genade kan gaan. Hierdie troon van genade is 'n plek waar ons vergifnis en genade kan vind by die lewende God. Weet jy dat die versoendeksel bo op die ark was ook bekend gewees as die genade troon of die mercy seat. En dan kom die vraag, hoekom moet ek of kan ek na daardie troon gaan? En die antwoord word vir ons gegee, naamlik om op die regte tyd gehelp te word. En soms wil dit vir my voorkom of daar min kinders van die Here is wat hiervan weet, of dit gebruik om by God se genade troon uit te kom. Maar miskien om meer lig op die onderwerp te gooi, kom ons gaan terug na die begin toe. En ek wil hê jy moet mooi luister wat ek vir jou wil verduidelik. Ons lees in Genesis 1 en in 2 van die skepingsverhaal, hoe God die hemel en die aarde geskape het,
met al die planete, die diere, die son en die maan, en dat dit alles goed was. Met ander woorde, God was tevrede gewees met dit wat hy geskep het. Uit niks het hy dit tot stand gebring. En dan lees ons dat God die mens, Adam, geformeer het uit die stof van die aarde en die asem van die lewe in hom geblaas, en die mens het 'n lewende siel geword. Dan sê die Bybel vir ons, God het ook 'n tuin geskep, waar Adam kon woon en bewerk en dit bewaak. En in hierdie tuin was daar allerhande bome wat begeerlik was om te sien en van die vrugte te eet. So ek kan my indink, ek dink nie ons kan 'n beeld vorm nie, maar dit moes absoluut idillies gewees het. Daardie volmaakte plek waar die mens kon bly en kon leef. En hierdie mens was geklee in heerlikheid en het na my mening 'n verheerlikte liggaam gehad, want hy kon met God wandel en met hom openlik kommunikeer. In hierdie tuin was daar ook twee besonderse bome gewees. En die een het die vrug gedra met die naam van die lewe, en die ander boom se vrug was die vrug van kennis van goed en kwaad. En Adam kon van al die vrugte eet, selfs van die boom van die lewe, word hy nie verbied nie, maar slegs van die boom van kennis van goed en kwaad se vrug mag hy nie geëet het nie. Dan sien God dat die man alleen was en hy skep vir hom 'n hulp. En ons lees in Genesis 2 vers 21, toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Nou is dit baie interessant om te weet dat die woord wat die Bybel gebruik, of wat vertalers gebruik vir rib, is minai, wat letterlik beteken 'n deel van. En die tweede woord wat hy gebruik is tsailo, wat beteken 'n deel van sy sy. Met ander woorde, Eva was geskep uit 'n deel van Adam se sy. Daar skrywers wat glo, en dit maak vir my nogal sin, dat God die helfte van Adam gevat het en Eva geskep het. En nie net 'n ribbebeen nie. Dit maak nogal sin as jy na die Afrikaanse spreekwoord dink wat sê my ander helfte. Maar wat vir my wonderlik was, Adam se offer was 'n deel van sy liggaam. Dit het uit sy sy gekom en dit het lewe geskenk aan sy bruid. Dink daaraan. Baie jare later, Jesus aan 'n kruis gehang en sy sy is deurboor om lewe te gee vir sy bruid, die kerk van Christus. Dan lees ons, in Genesis 2 vers 25, wat sê, hulle was al twee naak, en die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie, en die rede hiervoor was, dat hulle albei aangetrek was, met die heiligheid, soos wat Jesus was, na sy opstanding. En dan lees ons, dat hulle moes in 'n noue gemeenskap met die Here gewandel het en geleef het, want die Bybel sê in Genesis 3 vers 8, die eerste gedeelte, en ek wil hê jy moet hierdie snap, en hulle het die stem van die Here God gehoor,
terwyl hulle wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die afleiding wat ek hieruit maak was, dat die tuin van Eden was dus 'n plek waar die mens met God ontmoet het, met hom noue gemeenskap kon hê en vrylik met God kon kommunikeer. Dink bietjie daaraan. Hier is 'n plek, genoem Eden. Daar kom God en hy kom en hy wandel met die mens en die mens kon God sien en met hom praat en met hom kommunikeer en met hom gesels. En dan lees ons van een van die grootste tragedies wat die mens ooit getref het. Toe hulle vir Satan se misleiding geval het, en sy leuns geval het, en in sonde verval het. En die mens is uit die tuin van Eden letterlik verban. Die Bybel skryf in Genesis 3 vers 24, hy sê, ekskuus tog, so het hy dan die mens weggedryf en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. En ek wil hê jy moet hierdie 'n aantekening maak in jou binneste. Jy moet raak sien wat die Bybel vir ons hier leer. Met ander woorde, die tuin van Eden was daardie plek waar God met die mens vrylik kon wandel, gesels, sien, praat. Dan val hy in sonde en die mens word weggedryf uit die tuin van Eden en die Here kom en hy stel Gerub voor die tuin wat daardie plek bewaak waar die mens noue gemeenskap met die Here gehad het. So wat ek wil hê ons moet raak sien is dat God letterlik Gerubs laat woon het aan die ooste kant van Eden met vlammende swaarde, sodat die mens nie kon terugkeer of ingaan in die tuin van Eden waar die boom van die lewe gestaan het. So hierdie Gerubs het dus daardie plek bewaak wat heilig was, daardie plek waar die mens met God kon wandel en 'n ontmoeting met hom kon hê, daardie plek waar die mens met God kon praat, met hom kon kommunikeer, daardie plek wat hy sy hart kon uitstort voor God. Deel van hulle straf was dat hulle heerlikheid verloor het en naak voor God gestaan het. En dit was ook die eerste bloedoffer wat die Here wat plaasgevind het toe die Here vir hulle klere gemaak het om aan te trek. Die dierige offer is vir hulle velle. Die mens deur sy sonde is dus weggedrywe van daardie plek van heerlikheid van Eden en hy kon nie weer ingaan nie in die Gerubs wat dit beskryf. Nou wil ek aanstap in die geskiedenis. Honderde jare later na Abraham, Isak en Jakob trek Israel uit Egipte, waar daar slawe was 400 jaar lank. Moses is die leier, en by die berg van Sinai kry Moses van God 'n opdrag om 'n tabernakel te bou volgens God se voorskrifte. En die Here gee aan Moses gedetailleerde planne om elke deel van hierdie tabernakel te maak. Letterlik tot in die fynste besonderhede. En ek wil met jou stil staan by twee aspekte van hierdie tempel. En die eerste een is die maak van die ark met sy versoendeksel en die gerubs daarop. Die ark wat ek opgelees het was gemaak van akasiëhout met goud oorgetrek en dit was ongeveer in ons terme vandag 1,3 meter lank en so 3/4 meter
breed en ook so 3/4 meter diep. En binne in daardie ark was die tafels geplaas met die wet wat die Here geskryf het, en boop was die versoendeksel van suiwer goud met 2 gerubs. En hierdie versoendeksel het bekend gestaan as die genade troon van God, of in Engels die mercy seat. Hoor dan wat sê die Here vir Moses in Eksodus 25 vers 22. Hy sê, en daar, hoor mooi, daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs uit wat op die ark van die getuienis, sal ek jou alles sê wat ek vir jou, vir die kinders van Israel sal beveel. Die Engelse vertaling sê, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the 2 cherubim, which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Met ander woorde, nou het dit die plek geword waar ek jou sal ontmoet. Dis die plek waar ek met jou sal praat en opdragte gee. Dis die plek waar jy my stem sal hoor. Die tweede aspek waarna ek wil verwys vir jou van die tempel was die voorhangsel wat hulle moes maak. Dit was gemaak van baie kosbare dierstowwe. En dit gedien as 'n skeiding tussen die heilige en die allerheiligste, waar slegs die hoëpriester eenmaal 'n jaar kon ingaan tydens die groot versoendag om met bloed te gaan offer op daardie versoendeksel en dit gaan sprinkel vir versoening vir die volk. Wat was hierdie voorhangsel? Eksodus 26 vers 31 skryf: verder moet jy 'n voorhangsel maak van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne. As kunstige werk moet jy dit maak, hoor nou mooi, met gerubs. Daar moes dus gerubs opgeborduur word, wat 'n aanduiding was dat hulle daardie plek bewaak het waar God met die mens ontmoet het. Soos by die tuin van Eden, gerubs in die plek opgepas, sodat die mens nie kon teruggaan waar hy met God gewandel het. Nou is die tempel gemaak, en die tempel het 'n voorhangsel met gerubs op, sodat die mens nie net kan ingaan na die allerheiligste, na die versoendeksel, na die genade troon nie, maar slegs die hoëpriester. So die plek van ontmoeting was dus toe en afgesonder, en slegs die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar daarin gaan. Sou hy sonde gehad het in sy lewe, het hy gesterf voor die aangesig van die Here. En die genade troon was dus nie oop vir almal. Dan lees ons in die geskiedenis, baie jare later, dat Dawid wil graag 'n huis of 'n tempel vir die Here gebou het. Maar die opdrag van die Here was baie duidelik: jy sal nie vir my so 'n huis bou nie, maar wel jou seun Salomo. En wat opmerklik is die beskrywing van dit wat Salomo in daardie binneste vertrek gesit het. En ek kan vir jou lees, 1 Konings 6, kan so 'n klompie verse daarvan vers 23 gaan lees. Verder het hy die binneste vertrek 2 gerubs gemaak van olievenhout 10 el hoog. En 5 el was die een vlek van die gerub en 5 el was die ander vlek van die gerub. 10 el van die een punt van sy vlek tot by die ander punt daarvan. Toe het hy die gerubs in die middel van die binneste vertrek gesit, en die vlerke van die gerubs was uitgesprei, sodat die vlerk van die een aan die een muur en die vlerk van die ander gerub aan die ander muur raak, terwyl hulle vlerke na die middel van die vertrek toe vlerk teen vlerk raak. Verder het hy die gerubs met goud oorgetrek. So dit moes absoluut indrukwekkend gewees het, maar weer die gerubs wat die allerheiligste bewaak,
waar die ark met die versoendeksel of genade troon van God was. Dis die plek waar God sy heerlikheid was. Ons lees 1 Konings 8 vers 10, wat sê, en toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk van die huis van die Here vervul, en die priesters kon vanweer die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here die huis van die Here vervul. Dit is my nogal interessant, wat die Bybel hier skryf, toe die priesters uit die huis uitgaan, toe die priesters uit die pad uitgaan, toe kom die heerlikheid van die Here kom. So baie keer staan ek en jy in die pad van die Here, dat sy heerlikheid nie kan kom nie. En toe hy die pad uit beweeg, toe kom die heerlikheid van die Here. Ongelukkig is hierdie tempel verwoes, toe hier daar in ballingskap gegaan het en weggevoer is. Maar ons lees later jare, dat daar weer 'n tempel herbou is deur Herodes. Ons lees in die geskiedenis, dat ongeveer in die jaar 20 voor Christus het Herodes 'n tempel gebou. Hierdie tempel was beskou as een van die wonders van daardie tyd. Omdat die verbondsark weg was, was daar slegs 'n klip in die allerheiligste waarop die priesters eenmaal 'n jaar bloed gesprinkel het, wat simbolies was van die vergifnis van sonde. Wat gebeur het is, met die verwoesting van daardie tempel van Salomo, het die hoëpriesters gegaan en die ark gevat en gaan wegsteek op 'n plek, in 'n grond of 'n plek waar hy bewaar is. Daardie steen wat in die allerheiligste was in die Herodes se tempel, het bekend gestaan as die fondasiesteen Eben Shetia, die steen wat hulle geglo die hoeksteen vir die skepping was. Die allerheiligste was dus leeg, die verbondsark was weg, waar die genade troon van God was. Daar was wel gerubs op die voorhangsel geborduur. Hierdie voorhangsel was so dik soos 'n man se hand gewees, en het skeiding gemaak tussen die heilige en die allerheiligste. Simbolies was dit 'n skeiding tussen die hemel en aarde, en op hierdie voorhangsel, soos ek gesê het, was gerubs geborduur. En dit was in hierdie tyd, wat Jesus Christus, die Seun van God, gebore is op die aarde. Hy wat 'n nuwe dispensasie ingelei het. En daarom skryf Paulus oor hom in 2 Korinte 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dis van hom wat Johannes die doper, wat as voorloper van Christus opgetree het, uitgeroep het en gesê, daar is die lam van God, hy moet meer word en ek minder. Dis Jesus wat die koninkryk van God kom verkondig het, wat die goeie nuus gebring het, die verlosser, die Messias wat sou kom. Weet jy, dis hierdie Jesus wat uitgeroep het en gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dis hierdie Jesus wat verklaar het, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dis hierdie Jesus wat uitgeroep het en gesê het, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Dis hierdie Jesus wat gesê het, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. Ek is die goeie herder, ek ken my eie en word deur my eie geken. Dis hierdie Jesus wat uitgeroep het, volg my. Dis hierdie Jesus wat verklaar het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dis hierdie Jesus waarvan die Vader verklaar het, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag, luister na hom. Dis hierdie Jesus wat uitgeroep het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand
kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar bestaan nie 'n ander weg nie. Daar is nie verskillende paaie na God nie. Daar is net een weg en dit is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. As ons na die Vader wil gaan, is Jesus die enigste weg. Dis hierdie Jesus wat aan Nikodemus verklaar het, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sien, niemand van ons, ek wil hê jy moet mooi hoor, niemand van ons gaan outomaties hemel toe. As jy dink, jy is op pad hemel toe, sê ek vir jou, dink jy verkeerd. Want jy moet weet, dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Ons moet Jesus as ons persoonlike verlosser aanneem. Hierdie is nie 'n verstandelike besluit nie, maar 'n hartsbesluit wat ek in geloof uittree en my lewe aan hom toewy. Jy sien, dit was slegs die bloed van die lam wat sonder sonde was, wat ons kan terugbring na die Vader. In Johannes 1 vers 7 verklaar baie duidelik, hy sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Dan weet ek en jy, uit die geskiedenis, dat uit neidigheid en uit haat en afguns, en die Fariseërs, en die Sadduseërs en skrifgeleerdes Jesus vervolg en hom vermoor aan 'n kruishout. En in hierdie proses word hy gemartel, ons weet sy baard is uitgeruk, hy word gegesel, 'n doringkroon word op sy hoof gedruk, en in hierdie bebloede toestand word hy met spykers aan 'n kruis vasgeslaan. En hierdie bloed van die lam van God vloei teen daardie ruwe kruis af. 'n aardbewing vind plaas en die aarde word oopgeskeur. Doen vir jouself die moeite en gaan kyk bietjie na dit wat Ron White geskryf het en opgeneem het oor die jare in sy soektog na die verbondsark, en dat hy beweer het dat hy van die bloed op die versoendeksel gekry het, daardie plek wat versteek was onder die kruis van Golgotha. En toe Jesus sterf en die aardbewing plaasvind, drup daardie bloed deur die grewe van die aardbewing tot op daardie versoendeksel. En toe hy daardie bloed ontleed, lewe daardie bloed nog steeds. Want daardie bloed se kromosome was net die van 'n ma en nie van 'n mens se pa nie. Jesus, die volmaakte offer, sodat ek en jy vry kan kom van die sondelas. En dan wil ek by die punt uitkom wat vir my so belangrik is, wat ek wil hê jy moet snap vanmôre. Ek het so lank draai gaan doen. Matteus 27 vers 51 sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Ek jy moet verstaan, daardie voorhangsel was so dik soos 'n man se hand gewees, en het van bo na onder geskeur. Daardie geers, wat die allerheiligste bewaak het, wat die genade troon van God bewaak het, waar slegs die hoëpriester eenmal 'n jaar kon ingaan, word oopgeskeur. Daardie plek in Eden, waar Adam en Eva met God gewandel het, word weer oopgemaak vir my en jou, om in te gaan en met God gemeenskap te hou, waar ons met hom kan praat, en ons hart kan uitstort voor hom. Hebreërs 10 vers 19 sê,
terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons 'n groot hoëpriester het oor die huis van God het. In Korinte 15 vers 45 wat sê, so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, Jesus Christus, 'n lewenmakende gees. Wat is die boodskap wat ek vanmôre vir u bring? Die tuin van die Eden gesluit word vir die mens en die gerubs daardie plek kom bewaak het, waar God met die mens gewandel het God 'n plan gehad. Daardie plan is oor die eeue heen uitgebeeld op die voorhangsel van die tempel, totdat die Seun van God daardie voorhangsel omskeer het, sodat ek en jy vandag met vrymoedigheid na die troon van God kan gaan. Ons het nie meer 'n hoëpriester nodig om vir ons in te tree nie, maar deur die bloed van die lam kan ek en jy ingaan. Die voorhangsel is geskeur, die uitnodiging is daar. Kan jy onthou, wat het Johannes die doper uitgeroep? Matteus 3 vers 11, hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Vra vir jou vanmôre, is jy gedoop met die Heilige Gees? Is jy gedoop met vuur? Verstaan ek en jy, daar is niks wat God van my en jou vanmôre nodig het nie, maar ek en jy het alles van hom nodig. Hy het niks van my en jou nodig, maar ek en jy kan nie eens asemhaal sonder hom nie. Ons het alles van God nodig. Daarom moet ons inbeweeg tot by die genade. Kan ek jou vanmôre 'n vraag vra? Hoe lank het jy by die kruis vasgesteek? Te dankbaar dat jy by die kruis uitgekom het. Wat wonderlik is. Maar nooit in God se teenwoordigheid ingegaan nie, omdat jy te bang was om voor sy genade te verskyn. Hoe lank het jy die leuen van die duiwel geglo wat sê, jy's nie goed genoeg om verby die kruis te beweeg, tot by die troon van genade. Hoe lank het sonde in ons lewens ons verhoed, om die heerlikheid van God te belewe by die troon van genade. Jy konfronteer vandag. Is jy bereid om vandag alles neer te lê en uit te roep? Here, ek het alles van U nodig. Help my vanmôre om in te beweeg in die allerheiligste tot by die troon van genade waar ek God se stem kan hoor. Ek het miskien gedink vanmôre die diens is kort. Die Here het vir my gesê dat ek vir jou geleentheid moet gee om vanmôre in te gaan in die troon van genade. En ek vra op hierdie stadium dat niemand sal rondbeweeg, opstaan vir hom doen. Ek gaan vir jou 'n liedjie speel. Ek wil hê jy moet sit. Die eerste liedjie wat ek gaan speel, gaan ek jou uitnooi om met die Here reg te maak.
En ek vra vir die Heilige Gees, as die Gees van God sal U kom en ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel vanmôre in ons lewens. En ek sluit myself in, dat die Gees van God sal neerdal op hierdie plek en dat ek en jy sal ervaar en kan weet en kan uitroep, Here, U is my God en Vader. En ek wil in hierdie tyd wat hierdie liedjie speel, wil ek jou geleentheid gee om reg te maak. En dan gaan ons aangaan waar ons vir die Here gaan vertrou om in sy heiligheid en in sy heerlikheid te kom. So wil jy net stil word. Luister na hierdie liedjie. As die Here met jou praat, is jy welkom. Jy kan kniel, jy kan bid, jy kan maak soos die Here wil, maar hoor die stem van die Here. Dankie.